Goeiemôre broers en susters. Is lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here deur sy Gees hier by ons teenwoordig sal wees. Dit is sy belofte in sy woord waar 2 of 3 in sy naam is, dat hy daar teenwoordig is. Ons weet ook dat alles ons nie alleen is nie, maar is ons 4. Want dis ek, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan is ons ook nie alleen nie. So mag die Here vanmôre deur sy woord en deur sy Gees vir ons kom bedien. Dit is Pinkstersondag. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees, die doping van die Heilige Gees. Ons vier die geboorte van die kerk. So as ons stil word voor die Here, dan bid ons net vir 'n oombliekie saam. Here Jesus, U het vir U disippels gesê, toe U saam met hulle aan tafel was, daar in Handelinge 1 word dit vir ons beskrywe. Hulle het saam geëet en U het saam met hulle geëet. En U het vir hulle gesê, Johannes doop met water. Maar julle sal binnekort met die Heilige Gees gedoop word. En dan sê U verder in vers 8 van hoofstuk 1, wanneer die Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Heilige Gees, dit is ons gebed dat U vanmôre deur U woord vir ons ook sal aanraak, dat U ons opgewonde sal maak, want ons vier dit dat U gekom het, dat U in ons lewens teenwoordig is, dat U vir ons bekragtig, en dat U saam met ons op pad is, en ons saam met U op pad is. Ons gee onsself oor, in die naam van ons Here Jesus, sodat U, Heilige Gees, in ons kan doen, wat U graag wil doen. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, en in Jesus Christus die Seun, en in die naam van die Heilige Gees, die Gees wat uitgestort is, en in jou as kind van God woon, en wat jou kom gryp, met sy kragtige teenwoordigheid. Ons gaan lofliedere sing tot eer van die Here. Daar is 2, kom ons staan, dan sing ons. Dankie Annetjie dat jy vir ons begelei. Lyk vir my, daarbo gaan Nelia ook saam sing of iets doen, ek weet nie, maar ek sien vir hulle daarbo. Kom ons staan. Die pad waarop ons pelgrims is, lei U ons neer. Wys U die weg ons, wil U ewig volg, waar U mag lei, sal ons getrou U volg.
Geest van God, vul mij alweer, vorm mij tot uw eer. Heilige Gees, wanneer ons vanmôre so rondom die woord by mekaar kom, dan is dit ons versigtiging van ons hart, dat U al meer en al meer van ons elkeen in besit sal neem. Dat ons al meer en al meer aan U sal oorgee. Heilige Gees, U het gekom, sodat ons gevul kan wees met die teenwoordigheid van die Vader en van Jesus Christus en van U self. U het gekom om ons lewe te vorm tot U eer. U het gekom om U koninkryk in ons elkeen te kom vestig. U het gekom, o Heilige Gees, om die wil van die Vader in ons harte te kom vestig. En dankie dat U ons bekragtig en dat U vir ons die nuwe lewe gee en dat U vir ons oorwinning gee. Ja, Here, dat U ons werklik kom bevestig in ons harte dat ons kinders van U is, seuns en dogters van God, deurdat ons glo en Hom in ons lewe ontvang het, ons harte oopgemaak het, Hom ingenooi het, Hom aangeneem het, Hom ontvang het, sodat Hy in ons lewens teenwoordig kan wees. Dankie dat U kom om ons gedrag te bepaal, sodat ons deur die Gees gelei kan wees. Heilige Gees, dis ons gebed. Kom gryp ons. Kom gryp ons, Here. Ons bid vir hulle wat siek geword het, Vader. U ken al die name wat ons genoem het en hulle wat ons nie eers dalk genoem het nie. U weet van hulle wat in die hospitaal is en werklik worstel rondom hulle gesondheid. Hulle wat klaar geopereer is en wat moet aansterk. Hulle wat op pad is om geopereer te word. Hulle wat by 'n afskeid staan omdat 'n moeder oorlede is. Vader, ons bid dat U vir Andries en vir Tielman en die ander kinders, kleinkinders sal vashou met Alta wat oorlede is. Wil U net vir hulle toevou wanneer hulle Woensdag ook by die graf staan. Kom deur die Gees, Here. Kom deur die Gees en neem U ons elke een, sodat ons aan U gehoorsaam sal wees. Open ook vanmôre U woorde vir ons. Ons wil dit kom bid en ons wil dit kom vra in diep afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons lees uit die woord van die Here. Uit Handelinge 2. Handelinge 2, dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Hier is 'n klomp elemente in hierdie gedeelte wat baie belangrik is en wat geweldig ryk is. En dit is vir my onmoontlik om dit in 'n eredienstyd van 20 minute of wat ook al met julle alles te deel. Dit is net onmoontlik. So daarom wil ek dit graag vir julle lees, die eerste gedeelte vers 1 tot by vers 13. Eintlik sou ek die hele hoofstuk vir julle kon lees tot daar by vers 36, want dit gaan alles oor die uitstorting van die Heilige Gees en wat daardie dag, daardie oomblikke gebeur, daar in Jerusalem. Ekskuus Johan. Baie dankie. Ek weet nie of dit nou beter is nie. Klink vir my so, nê? So, ek wil graag saam met julle lees. Kom ons lees uit die woord, Handelinge 2, vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek,
was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het die skare saam gedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse en Medeërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Juda en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte, die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretenseërs en Arabiere. Ons hoor almal in ons eie tale, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld uitgeslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons gaan net tot daar lees, geliefdes. Hier is weer 'n prentjie wat iets voorstel van die Heilige Gees wat kom. En die simbool van die duif, die Gees wat kom, en dan die vier tonge, die krag van die Gees, waarmee hy ook uitgestort is, hier op Pinksterdag. En ek wil graag vanmôre met julle kom gesels oor hierdie kort tema. Die uitstorting van die Heilige Gees is die geboorte van die liggaam van Christus, die kerk. Ek sou ook oor ander temas kan gesels, maar hierdie gedeelte, soos ek reeds gesê het, is so ryk. Ek wil graag vanmôre net met julle gesels oor hierdie tema. Die uitstorting van die Heilige Gees is die geboorte van die liggaam van Christus, die kerk. Ek wil vir julle vra, en ek dink ek het al in die verlede hierdie vraag vir julle gevra, maar ek het gedink ek wil dit weer 'n keer vra. Hou jy van legkaart bou? Wie van julle hou van legkaart bou? Lyk vir my hier is so 1 of 2 of 3 of 4 ouens wat graag daarvan hou. Hier is ook van die kinders wat sê ons wil graag legkaart bou. Ek dink daar's baie belangrike reëls as 'n mens legkaart sou bou. So ek weet nie wat sou julle antwoord en watter reël sou vir julle uitstaan vanmôre nie. Is daar iemand wat wil sê wat se reëls is vir julle belangrik as julle legkaart? Skus tog? Elke stukkie moet pas. Dankie, Hannetjie. Elke stukkie moet pas. Jy moet 'n groter prentjie kry, nê. Daarom is die boks baie belangrik dat ons net 'n geheel beeld kan sien van wat moet gebeur. Iemand anders het gesê in Krissies meer, ek moet begin met die rampie.
Iemand anders sou gesê het, ek moet almal draai sodat ek al die stukkies kan sien wat bo is, sodat ek kan konsentreer en sien, miskien pas ek dit ergens erin. Daar's baie reëls, maar ek wil graag hierdie een beklemtoon, die een wat Hannetjie net nou genoem het. Belangrike reël is die bou van in die bou van 'n legkaart. Elke stukkie pas op 'n spesiale plek. Ek kan nie enige stuk by inpas nie, en julle verstaan dit. Dit is 'n spesiale plek. Nou geliefdes, as ons dink aan Pinkster, dan wil ek sê, Pinkster pas op 'n spesiale plek in God se verlossingsplan. Pinkster is nie omdat die apostels of disciples of die 120 wat daar saam met hulle bymekaar was, gebid het nie. Ja, hulle het sekerlik gebid. Maar dit is nie omdat hulle gebid het nie. Dit is nie omdat hulle gedoen het wat die Here Jesus vir hulle gevra het in Handeling 1 om te gaan wag nie. Daar was nie 'n spesiale klomp rituele wat hulle moes uitvoer nie. Pinkster gaan oor God se soewereine tydskedule wat aan die werk is. Pinkster gaan daaroor dat God se verlossingsplan sekere fases of sekere stappe het, wat hy bepaal het en wat hy tot aksie bring en wat hy voor verantwoordelikheid neem. Ek wil net oor hierdie gedeelte met julle praat wat sê, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Pinksterfees is daar waar Israel fees gevier het op grond van die feeste in die Ou Testament. Ons kry byvoorbeeld in Levitikus 23 vers 5 tot 22, 3 groot feeste wat 'n beeldprofesie word van die werk van die Here Jesus Christus. Daarom is dit belangrik om vanmôre te besef, Pinksterfees gaan nie daaroor dat ek kom bid en vra. Gaan nie daaroor dat ek op 'n manier een of ander ritueel uitvoer nie. Gaan nie daaroor dat ek in 'n wagstiltyd ingaan nie. Pinksterfees gaan daaroor dat daar vanuit die Ou Testament 3 feeste is wat spesifiek rondom die verlossingswerk van die Here Jesus Christus belangrik is. En die heel eerste een is Levitikus 23 vers 5. Daar sê die Here vir die volk, op die 14de dag van die eerste maand, met ander woorde die 14de Nisan, moet julle Paasfees, Pasga, vier. Dan moet julle die verlossing uit Egipte vier, en dan moet julle van daaruit julle geloof opbou, en moet julle van daaruit julle verhouding met my kom versterk. God het die Paasfees, die Pasgafees in stand geroep. Israel het dit nie gedoen nie. Daar moes hulle die lammetjie slag teen 3 uur die middag. Die Paasfees word dan ook 'n beeldprofesie van die Here Jesus Christus, die offerlam van God, wat op die Paasfees in die tyd van die Here Jesus se sterwe gesterf het teen 3 uur die middag. Want die lammers moes geslag word 3 uur die middag. Jesus het gesterf 3 uur die middag. Hy is geoffer. Dit was God se soewereine tydskedule wat aan die werk was. Geliefdes, en dan 'n volgende fees uit Levitikus 23 is vers 10 tot 11. Die fees van die eerste vrugte. Die Here sê vir Israel, wanneer julle nou uitgaan en julle gaan in die land Kanaan in en julle gaan bewoon daardie land wat ek vir julle beloof het. En as julle daar kom en julle plant
gars plant, koring of wat ook al, dan moet julle die eerste vrugte van die oes na my toe bring. Kan ek dit net vir julle lees? Levitikus 23 vers 10 en 11 sê vir die Israeliete, wanneer julle in die land kom wat ek aan julle gee, en julle samel die graanoes in, moet elkeen die eerste ryp are van sy oes na die priester toe neem. Hy moet die are as beweegoffer vir my, die Here, aanbied, sodat julle vir my aanneemlik kan wees. Die priester moet dit die dag na die Sabbat doen. Nou die fees van die eerste vrugte is 'n ander fees as die fees van die ongesuurde brood. Dit is nie dieselfde fees nie. Hierdie fees het vooruit gekyk na wanneer hulle in die land Kanaan sou aankom en daar sou plant. Hierdie fees gaan daaroor dat dit die dag na die Pasga is. Die dag na dat dit gebeur, dan moet hulle land toe gaan en die sekel vat en gaan toets of die oes begin ryp word. En as daar stingels is wat ryp is, moet hulle dit afsny. En oralster in die land moet hulle gaan toets. Want die vraag is, hoe gaan die oes lyk vorentoe? En as hulle daar die stingels afgesny het, moet hulle dit in 'n bondel vasmaak. En daardie bondel, die eerste paar ryp koringare, gars gedeeltes, moet hulle dan bymekaar maak, na die priester toe vat, as 'n beweeggerf voor die Here. Sien, dit gaan daaroor, dat wanneer ek en jy plant, ek weet nie hoe julle is nie, maar ek hou van plant, maar ek gaan gedurig kyk, hoe ver het hierdie plant nou al gevorder. As hy begin vrug maak, wil ek kort gaan kyk, en sien, het hier iets verder gebeur? Wanneer kan ek begin om te oes? Wanneer kan ek begin om hierdie oes te geniet? Sien, want die fees van die eerste vrugte het daaroor gegaan, dat wanneer hulle gaan kyk na die oes, en daardie gerf na die priesters toe bring, dan bring hulle dit na die Here toe, as die eerste vrug. En die eerste vrug word dan 'n belofte van die oes wat op pad is. Sien geliefdes, die eerste vrug word ook ingesamel na die Sabbat, die eerste dag na die Sabbat. Wanneer is die Sabbat? Kan julle onthou? Vrydag aand, 6 uur min of meer, tot Saterdag aand, min of meer 6 uur, nee. Dit is Sabbat. En wat is die dag na die Sabbat? Dis die eerste dag, nee. Wat noem ons die eerste dag? Sondag. So as beeldprofesie is die fees van die eerste vrugte 'n simbool van die opstanding van die Here Jesus. Hy is gekruisig op Paasfees, daar was 'n Sabbat, hy is begrawe, die dag na die Sabbat is hy opgewek, op die Sondag. Daarom is ons steeds besig om Sondag by mekaar te kom, omdat dit die opstandingsdag van die Here is, die eerste dag van die week. Sien geliefdes, die fees van die eerste vrugte gaan oor God se soewereine tydskedule. Sien, wanneer ons gaan lees uit Levitikus 23 vers 15 tot 17, dan sê dit vir ons, en kan ek dit vir julle lees?
van die dag na die Sabbat af. Met ander woorde, die opstandingsdag van Christus, as ons dit dan terugtrek na die Nuwe Testament toe. Van daardie dag af, waarop julle die are as 'n beweegoffer aan die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel. Die dag, na die 7de Sabbat, op die 50ste dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moet 2 brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom toe bring. Dit moet van 3 kilogram meel met suurdeeg gebak wees en in 'n gawe aan die Here uit die eerste opbrengs van die oes. Jy sien, met ander woorde, geliefde, 7 vol weke, hoeveel is dit? 7 maal 7 is 49. 49 dae. Na die eerste dag, waar hulle spesifiek daar dan die Pasga gevier het en die Sabbat daar uitgeleef het, die eerste dag na die Sabbat. En dan die 50ste dag, wanneer is dit? Dit is die Sondag. Weereens die Sondag. 50, Pinksterfees gaan oor 50, die 50ste dag, 50ste deel, of hoe mense dit ook al wil gaan verklaar. Maar hierdie gedeelte sê, op die 50ste dag, wanneer julle met die oes besig is, dan moet julle uit hierdie oes wat julle nou begin het, want daar was nou, as julle in die land aankom en julle begin oes, die eerste dag na die Sabbat, dan het julle alreeds die fees, die eerste vrugte gebring. Maar as julle dan nou hier kom op die 50ste dag, is daar 'n tweede eerste vrugte offer wat julle moet bring. Uit die oes van die Here. Maar aangrypend is dit nou anders. In die heel eerste was dit 'n gerf wat as beweegoffer gebring word. Nou is dit nie gerwe nie. Dit is nie los koringare nie. Dit is 2 brode. Geliefdes, en hierdie 2 brode simboliseer dat die hele oes saamgevat is in 'n eenheid. Dit beteken, as 'n mens na die Nuwe Testament toe gaan kyk, dat Pinkster is die viering van die koringoes. Dit is die eerste vrug, dit is die gedeelte waar die Heilige Gees uitgestort word op die regte tyd, die Pinksterfees, toe dit aanbreek. En dit het niks te doen, soos ek gesê het, met die apostels wat wag en bid en so aan nie. Dit is God se tydskedule wat hier uitspeel. Dit is hoe hy dit bepaal het. Want die Pinksterfees is die eerste vrug van die oes wat ingesamel is in die vorm van brood. En die brood simboliseer almal wat vir Christus ingesamel word. Almal wat in die koninkryk van God ingesamel word. Almal wat hulle lewe vir hom kom gee. Almal wat in Christus begin glo en hom ontvang en nuut word. Dit simboliseer nie 'n gerf van ek is hier en jy is daar en 'n ander ou is daar nie. Dit simboliseer 'n brood. Ons is tot een brood, een liggaam gevorm in Jesus Christus. Dit is die geboorte van die kerk. Dit is die geboorte van die liggaam van Christus. Met ander woorde, wanneer ons by Pinkster is, dan vier ons die uitstorting van die Heilige Gees, die doping van die Heilige Gees. Maar vanmôre kyk ons net na die tydskedule wat God bepaal het en wat niks te doen het met die mens nie.
maar met God se beplanning, met sy verlossing wat hy kom aanbied. En hy kom sê op Pinksterdag, deur die Heilige Gees wat uitgestort is, bind ek almal wat in my glo saam tot 'n eenheid, die liggaam van Christus. Een met Christus, een met mekaar. En daarom, geliefdes, is dit geweldig belangrik dat ek en jy iets van die tydskedule van God verstaan. En nou natuurlik interessant nog steeds oor die brode. By die fees van die ongesuurde brood is dit brood sonder suurdeeg. Maar hier by die Pinksterfees is dit brood met suurdeeg. En dan lyk dit vir my dat dit daaroor gaan, wanneer God die kerk by mekaar bring, wanneer hy sy liggaam aan mekaar sit, dan is dit 'n eenheid, en dan is daar suurdeeg tussen hulle. En die suurdeeg word 'n simbool van sonde, wat nog steeds teenwoordig is. Daar is sonde, geliefdes, in die kerk. Ek weet nie of julle dit al besef het nie. Het is geweldig hartseer, maar dit is die realiteit. Ons word in Christus nuut gemaak. Ons is nog op pad na die volheid in Christus. Ja, in Christus het alles reeds aangebreek, maar ek en jy is nog besig om te groei na die volheid van Christus. Sien, geliefdes, Pinkster sê, God het ons as kerk saamgevoeg, as liggaam van Christus. En hier word ons dan getuie. Hier word ons die liggaam van Christus, wat lig is vir die wêreld. Sodat Christus verheerlik sal word, en sodat mense ingetrek sal word. Jy sien, geliefdes, Pinksterfees sluit aan by die volle verlossingsplan van God. Daarom is dit die waarborg van die opstanding uit die dood. Maar dan is Pinkster ook, soos wat ek reeds gesê het, die geboorte van die liggaam van Christus. Voordat ek daaroor praat, kom ek sê net vir julle, wat beteken dit? Dat dit die eerste vrugte oes is van Pinkster, en dat Pinkster gaan oor die eerste vrug wat kom. 2 Korintiërs 1 vers 19 sê, Jesus Christus, die Seun van God, is nie ja en nee tegelyk nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. Jy sien dit wat God kom doen in Christus, en dan ook ons reaksie is dat ons amen sê, is dat ons hom ontvang in ons lewe. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël, en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Hoor net, Pinkster is die waarborg deur die Gees. Die Gees is die waarborg van dit wat ons nog sal ontvang. 2 Korintiërs 5:5 sê, hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Kan ek net baie vinnig vir julle sê, Arabon of Araboon, die Griekse woord, kan vertaal word met die eerste paiement. Jy weet, as jy 'n huis huur of wat ook al, kar gaan koop of wat ook al, dan moet jy 'n eerste paiement neersit. Dit beteken, dit is die waarborg dat daar nog paimente gaan volg. Sien, die Heilige Gees is die eerste paiement wat ons kom verseker dat die evangelie van die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees
nog besig is om in ons gestalte te kry, en dat God met ons op pad is. Sien, hierdie woord kan vertaal word met verloofring. Julle ouens wat al getroud is of getroud was, ek weet nie hoe het julle verloof geraak nie. Ek en Christina het verloof geraak, en ek het vir haar 'n ringetjie gegee wat sy aan haar vinger gesteek het, en daarmee het ek vir haar gesê, ek is nog nie met jou getroud nie, maar ek vat jou nou al. En julle moet die vat nou reg verstaan hê. Met hierdie verloofring beloof ek jou, daar is 'n troue op pad. Daar is 'n lewe saam op pad. En dit is wat Pinkster kom sê, dit is God se onderpand, dit is God se verloofring aan my en jou in Christus deur die Gees om vir ons te sê, die evangelie is waar. Ek trek jou in en ek wil hê jy moet daar volgens lewe en ek sal vir jou alles gee wat ek vir jou beloof. Sien geliefdes, as ons dink aan Pinkster, dan sê dit vir ons, Pinkster gaan eintlik oor 2 groot gebeure wat gelyktydig plaasvind. En die geboorte van die kerk, die geboorte van die liggaam van Christus, waarvan ek en jy nou deel is en ons same eenheid vorm, en eenheid met Jesus en met mekaar, is een van hierdie gebeure. Die ander gebeurtenis wat dieselfde tyd gebeur, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, dit is die doping met die Heilige Gees. En nou daaraan het ons nie eens 'n enkele ding geraak vanmôre nie. So mag die Here genade gee dat dit by 'n ander geleentheid dat ons daarby sal uitkom. Sien, want die doping van die Heilige Gees word in ander fase uitgespel. Handelinge 2 vers 2, die bewyse van die uitstorting of die doping met die Heilige Gees. Dit gaan daaroor die effek van die uitstorting met die Heilige Gees. Die spreek in taal. Dit gaan oor die betekenis van die uitstorting van die Gees. En terwyl ek vanmôre van Christus meer afgery het, het ek maar net besef, daar is eintlik nog 'n fase. En dit is die reaksie op die uitstorting van die Gees, in die sin van die kerk wat gevestig word, mense wat tot geloof en tot bekering kom. Maar mag die Here vir ons genade gee, soos wat ek gesê het, om vorentoe aan hierdie fases aandag te gee. Ek wil graag vanmôre sommer net vir julle 'n paar oomblikke gee van stil word voor die Here. Staan geskryf in Markus 7. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan kan hom onrein maak nie. Net die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein. Begryp julle dan nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit die liggaam uitgaan. Van binne af, uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. Hemelse Vader, ons staan voor U
in diepe afhanklikheid. As ons stil word, dan wil ons net ons eie persoonlike lewe na U toe bring. Kom ons antwoord ook as 'n gemeente hardop saam deur hierdie pragtige lied, net die Afrikaans 2 keer. Kom ons sit net so. Ons genade, Christus wees genade, hier is ons genade, hier is ons genade, Christus wees genade, hier is ons Geliefdes, die Here se genade verkondiging en sy vryspraak kom na my en na jou toe, soos wat dit staan in Johannes 3, vers 16 tot by 18. Julle ken dit, is 'n baie bekende gedeelte. God het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat as jy in hom glo, jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, na jou toe gestuur om jou te veroordeel nie, maar sodat jy deur hom gered kan word. Die wat nie in hom glo nie, die wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie in hom glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy of sy nie in die enigste seun van God glo nie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied saam. Kan ek net die nagmaalsformulier vir julle lees soos wat dit in die Bybel staan. Matteus 26, hiervan vers 26 af. Terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem
en die seën gevra. En daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sonde. Kan ek vra dat die erediens diakens net vir ons die tafel gereed maak asseblief? Kom ons sing dan terwyl dit gebeur. Terwyl ons sit, lied 512, die eerste vers: nader my God by U. Terwyl ons dan hier by die tafel begin aansit, gaan ons saam ook ons geloof bely. Dankie Herman, dankie Elsabie. Julle is welkom om daar te sit. Kom ons staan, dan sing ons net ons geloofsbelijdenis saam. Die Vader, die almachtige Schepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun onze Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorven en begraven is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die die almachtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige
Baie dankie, u kan gerus sit. Geliefdes, ek wil dit graag so reël rondom die nagmaal. Ons gaan die instellingswoord van die woorde doen van die teken van die brood. U neem as dit omgaan 'n glasie met die brood en dan ook wyn of dan druiwesap. Die binneste halfmaan met die glasies, dit is druiwesap vir die wat graag druiwesap wil hê. En dan sal ons ook, wanneer die tekens by julle is, dan ook dan die instellingswoorde doen van die wyn. En dan kan ons almal saam die brood geniet en almal saam dan ook die wyn of die druiwesap. Ek wil graag julle almal hartlik uitnooi om saam met ons die nagmaal te vier. Geliefdes, die brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan, glo dat sy liggaam vir jou gebreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Geliefdes, die beker van danksegging, dit is ons gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed vir jou gevloei het tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Is daar iemand wat die beker wil gebruik? Baie dankie. Vader, ons kom buig voor U in diepe lof en dank, omdat U vir ons goed is. Omdat U vir ons voorsien het, omdat U ons een met U en een met mekaar gemaak het. Net soos hierdie brood wat ons gebreek het, een brood is wat bestaan uit 'n klomp korreltjies broodmeel en saamgevoeg is tot een enkele brood. So het U dit op Pinksterdag ook vir ons kom doen. En daarom sê ons dankie dat ons 'n liggaamsdeel van die Here Jesus Christus is. Dankie Here Jesus dat U die kop is, die hoof is van hierdie liggaam. En dat ons daarom aan U gehoorsaam kan wees en U kan volg en kan doen wat U wil hê ons moet doen. Vader, ons wil dit uitroep vanmôre. Halleluja, loof die Here. Want in Hom en deur Hom het ons die lewe. Mag die wêreld dit maar hoor. Dit is ons belydenis. In Jesus het ons die Here gevind. Amen. So geliefdes, kom ons raak maar net stil voor die Here en dan sing ons hierdie laaste lied. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied. Herskep o Gees, laat leef o Gees, laat U koninkryk kom met mag.
skep, o Gees, laat leef, o Gees, laat kom die koninkryk met mag. Laat mense tot bekering kom, oorroer deur u oortuigingskrag. Gees, verlos ons, laat ons vind die waarheid, elkeen word ons lei. Dat ons met God en met mekaar in gees en liefde kan verkeer. Geliefdes, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelyk, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sê val, dan dra ek jou. Gaan nou lief, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur die Heilige Gees. Die seën van God drie-enig sal vir ewig by jou wees. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Geliefdes, mag die Heilige Gees julle lewe volmaak met God se teenwoordigheid. Geniet julle week. Sien mekaar vorentoe. Dankie, Kobus.